Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Ons het die afgelope Vrydag en Saterdag bazaar gehad en wat 'n feestelike geleentheid was dit nie. Mense het by mekaar gekom en gekuier, gelag en gesels. Party het saam baie lang ure en baie hard gewerk en dis net ongelooflik lekker om ook as gemeente so by mekaar te kom. En ek wil graag iets met julle deel oor vriendskap. Ons het onlangs by ons mannegroep oor die tema van vriendskap gepraat. En by die bazaar kon jy, as jy sit en kyk, dan sien jy mense kom by mekaar en die meeste mense ken mekaar mos, maar daar's ook dieper en langer verbintenisse van vriende. En om te sien hoe vriende by mekaar kom en saam sit en kuier en gesels, is baie lekker. In die Bybel is daar 'n hele klomp goed oor vriendskap. Ons weet van Jesus dat hy persoonlike vriende gehad het in Martha en Maria en Lazarus. En toe Lazarus dood is, stuur sy susters vir Jesus 'n boodskap om te sê, hy vir wie u lief is dood. Jesus was lief vir Lazarus as sy vriend. En Jesus huil toe hy dit hoor. Paulus, weet ons, het vriende gehad. En daar's ook 'n paar voorbeelde in die Bybel van slegte vriende. In Spreuke is daar 'n teks wat sê, vriende kan jou aftrek. Ek dink sommer aan die verlore seun se vriende. Toe hy sy erfporsie gevat het en na die groot stad toe weg is, het hy dit deurgebring met mooi weersvriende. Hulle was nie daar vir hom nie. Hulle was daar vir die geld in sy hand en vir die partytjies en alles wat saam met die geld gegaan het. Toe die geld op is die vriende ook weg. En 'n ander negatiewe voorbeeld van vriendskap is Job se vriende. Aan die begin is dit positief. As dit met Job sleg gaan, dan sit hulle net by hom. Vriende is by jou, hulle bly. Maar dan begin hulle vir hom raad gee en eintlik 'n bietjie uittrap. En dan gaan die ding eintlik in 'n verkeerde rigting. Maar ek wil 'n paar gedeeltes lees oor Dawid en Jonatan se vriendskap. Fascinerende verhaal. Albei van hulle, sowel Saul en Jonatan, het 'n bietjie van 'n disfunksionele gesinslewe gehad en Dawid en sy vrouens en kinders het ook glad nie 'n stabiele gesinslewe gehad soos wat 'n mens vandag miskien daaroor sal dink nie. Maar die verhaal begin met Dawid en Goliat. As Dawid vir Goliat verslaan het, dan sien Saul die waarde van hierdie jong man in. Die waarde vir Saul. En hy vat vir Dawid na sy huis toe. Hy laat hom nie na sy pa se huis toe terug gaan nie. Hy vat hom nou na sy huis toe, want hy sien in hom 'n bate, 'n krygsman. Dan sê die Bybel, heel in die begin toe Dawid nou vir Saul amper leer ken het in sy familie, het Jonatan en Dawid 'n spesiale verbintenis gehad. Hulle het net onmiddellik van mekaar gehou en hulle word vriende. Mens raai, hulle is dalk so dieselfde ouderdom en Dawid gaan bly nou in Saul se huishouding en hy en Jonatan is vriende. Maar die moeilikheid begin al op pad huis toe, na Dawid en Goliat se geveg, wat julle nou al baie gehoor het, wat die vroue gesing het. Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. En dan sê die Bybel, van daai oomblik af, het Saul vir Dawid gewantrou. En dan is Dawid daar in die huis en hy speel vir hom op die lier en dan probeer Saul hom doodmaak met 'n spies. Dawid koes 2 keer. En dan kan jy sien, nou is die verhouding tussen Saul en Dawid is nou nie meer soos wat dit was nie. Nou maak Saul vir Dawid 'n leerowerste, sodat die Filistyne hom kan doodmaak. Maar Dawid behaal die een sukses na die ander en Saul raak intens jaloers. Nou kom Saul se ander kinders ook nog in die prentjie in. Hy beloof eers vir Dawid aan sy oudste dogter,
Maar voordat Dawid met haar kan trou, gee hy haar weg vir 'n ander man. Dan beloof hy vir Dawid aan 'n jonger dogter, aan Mikal, en hulle twee het ook 'n besondere koneksie. En dan besluit Saul, hy wil vir Dawid doodmaak. En dan begin hy hom soos 'n dier te jag. Elke keer dan praat iemand met Saul en dan voel hy sleg, man, dit hou nie lankie, dan kom sy verterende jaloesie weer terug. En in hierdie hele verhaal is daar hierdie wonderlike vriendskap van Dawid en Jonathan. En ons sien 'n paar beginsels in hierdie vriendskap, maar ek lees net gou eers 'n paar stukkies uit die Bybel uit. 1 Samuel 18, heel in die begin staan daar, nadat Dawid klaar met Saul gepraat het Jonathan baie geheg geraak aan Dawid en hulle het 'n verbond gesluit. Hulle het 'n soort van handdruk gegee en gesê, ons gaan vriende wees, ons gaan na mekaar kyk. Nou gewoonlik begin vriendskappe nie so half met 'n verbond nie, maar mense hou van mekaar. En dan loop mense 'n stuk van die lewenspad saam, wat nou ook hier gebeur het. En dan sien ons dat Jonathan waarsku vir Dawid teen sy pa. En 2 keer tree Jonathan vir Dawid in by Saul. Ek lees 1 keer in 1 Samuel 19 sê Jonathan vir sy pa Saul, die koning, hy praat nou met sy pa so, die koning moet hom tog nie aan sy onderdaan Dawid besondig nie, want hy het u geen kwaad aangedoen nie. Sy dade was baie voordelig vir u. So Jonathan gaan pleit vir Dawid by sy pa, en dan kry Saul weer spyt oor sy eie ou slegte hart, en dan maak hy 'n eed voor God, dat hy nie vir Dawid sal doodmaak nie. Maar dit net kort daarna, dan beplan hy weer om vir Dawid dood te maak. En dan is daar die storie wat Saul nou vasbeplan het, hy gaan vir Dawid doodmaak, en dan gaan Jonathan vir hom op 'n geheime manier, gaan hy nou die boodskap gee, dan skiet hy 'n pyle uit, en dan sê hy vir sy slaaf, die pyle lê verder, en dit is hoe hulle twee afgespreek het, as Jonathan vir Dawid sê, die pyle lê verder, dan weet Dawid, hy moet vlug. En so vlug Dawid dan, en nou maak Saul elke plan om vir Dawid dood te maak. En Jonathan doen sy beste om Dawid se lewe te red. Hier in 1 Samuel 23 is 'n mooi gedeelte. Luister hierna, ek lees so 'n stukkie. Jonathan, seun van Saul, het toe klaar gemaak en na Dawid toe in Goresa gegaan en hom bemoedig in sy vertroue op God. Gaan nou weer daaroor iets sê. Hy het vir hom gesê, moenie bang wees nie, want my pa sal jou nie in die hande kry nie. Jy sal koning word oor Israel en ek sal onder jou staan. Selfs my pa weet dit. Dis hartroerend dat Jonathan weet, as Dawid bly lewe, gaan Dawid die koning word. En hy wat Jonathan is, wat eintlik die troonopvolger is, hy gaan onder Dawid staan. En 'n entjie terug sê Saul vir Jonathan eintlik in soveel woorde. Toe het Saul hom bloedig vererg vir Jonathan en gesê, jou rebelse elendeling, jy verkies mos die seun van Isai tot jou eie skande en tot skande van jou ma wat jou in die wêreld gebring het. Solank die seun van Isai op hierdie aarde leef, sal daar nie plek wees vir jou en jou koningskap nie. Stuur en bring hom na my toe. Hy moet dood. Paar beginsels wat ons in hierdie verhaal sien wat ek net wil uitlig. Vriendskap gaan natuurlik oor mense wat vir mekaar hou, maar mense wat 'n stuk van die lewenspad saamloop. Vriendskap is gebou op vertroue en lojaliteit. Ons sien by die verlore seun se vriende, dit gaan nie oor vertroue en lojaliteit nie. Dit gaan oor geld. Dit gaan oor wat kan ek dit uitkry as ek en jy vriende is? Hoe kan ek jou gebruik? Of hoe kan jy my loopbaan of wat ook al help? Want dan word vriende gebruik en ook opgebruik.
Op 'n sekere tyd is daai vriendskap verby, want daai persoon kan my nou nie meer verder help nie. Nou haak ek weer aan iemand anders wat my kan verder help. Dit is nie ware vriendskap nie. Ware vriendskap is gebaseer op lojaliteit en trou. En die ander baie mooi ding in hierdie verhaal, ons weet Dawid was die Here se kind. Ons sien in Jonatan se praat dat hy ook aan God vasgehou het. En die gedeelte wat ek in 1 Samuel 23 gelees het, sê Jonatan het vir Dawid versterk in sy vertroue op God. Wat op hierdie stadium gebeur is, Dawid vlug in die woestyn, vlug hy van skuilplek tot skuilplek, en Saul, wat toegang het tot al die militêre mag op daai stadium, want hy is die koning, stuur spesialis bendes en eenhede om vir Dawid te probeer doodmaak. En in hierdie omstandighede, swaar kry, bemoedig Jonatan vir Dawid in sy vertroue op God. Ek dink as ons hier na hierdie goed kyk en 'n paar goed bymekaar sit en ons sê, vriendskap kom van twee kante af. Dit is nie net iets wat een persoon vir 'n ander doen nie, dit kom van twee kante af. Twee mense moet ook met mekaar moeite doen om 'n vriendskap te laat aanleef. Vriendskap gaan oor lojaliteit, dikwels is daar selfopoffering in, en dis wonderlik wat ons by Jonatan sien, dat hy gun sy vriend, dat hy koning word, alhoewel dit vir Jonatan homself die koningskap sal kos, daar selfopoffering in. En dan dat Jonatan vir Dawid bemoedig in sy vertroue op die Here God. Dit is tog wonderlik as vriende mekaar kan help om die pad van die Here saam te loop. Ons weet, vriendskap het baie kante aan, en partykeer is daar mense wat 'n stuk van die lewenspad saam met jou loop, en dan gaan mens uit mekaar uit vir baie verskillende redes. Partykeer is jy net fisies ver uit mekaar uit, een trek weg. Partykeer is dit wat jou gebind het aan mekaar, 'n gemeenskaplike belangstelling, of dit al twee doen nie meer dit nie. En ek dink 'n mens moet vriendskap kan laat gaan ook op 'n mooi manier. Maar daar's tog ook waarde in om te bou en te werk, wederzijds te bou en te werk aan vriendskap. En dis vir my so lekker wat ek by die bazaar ook gesien het, dat mense daar weer saam sit in tee drink, mekaar daar sien, dat mekaar 'n hele ruk nie gesien het nie, en op 'n manier die bande weer optel. Die laaste stukkie wat ek gelees het, is vir my belangrik. Ons het waarskynlik almal vriende wat weg van die Here af beweeg het, of nie meer naby die Here is nie. Daar's nog altyd goed wat mens bind, maar dit is tog wonderlik as vriende die pad van die Here kan saamloop. Kom ons doen moeite met ons vriende. Kom ons bid ook vir mekaar. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons nie alleen deur die wêreld hoef te gaan nie, maar dat daar ook mense is wat 'n stuk van die lewenspad saam met ons loop, wat vir ons omgee, wat bereid is om ons te help en vir ons op te offer, en ons vir hulle. En ek bid, Here, vir vriendskappe, mense wat vriende is in ons gemeente, vra U seën op ons vriendskappe, dat mense mekaar kan opbou, om beter mense te wees, en om U beter te kan volg. Amen. Ontvang die seën van ons Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by ons wees en bly. Amen.